wil met jou praat oor, ons is in die 5de maand 2025. En ek glo nogal nommers het 'n betekenis. En ek wil vanoggend met jou praat oor hierdie, jy mag dalk sê, maar hierdie klink soos 'n nuwejaarsboodskap. Dis 'n elke dag se boodskap hierdie wat ek vanoggend met jou gaan deel. How to thrive in 2025. Is die probleem is, ons het geleer om te survive, maar ons het nog nooit geleer om te thrive. Hoe gaan dit met jou? Ag, pastoor, onder die omstandighede. My broer, jy was nog nooit veronderstel om onder die omstandighede te wees nie. Jy was veronderstel om bo die omstandighede te wees. Want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Halleluja! We need to thrive in 2025. Maar ag, Here, help ons net dat ek tog net survive. Want as ons hier by my maand kom, kan ons nie wag nie, want onthou jy 2024 het ons gesê 2025 is my jaar. 2025 gaan alles verander. Kom aan, wie van julle het dit gesê? En dan hier in die middel van Januarie sê, okay, kom ons draai 2026. Kom aan, kom ons is eerlik. Nou is ons al in Mei, ons is op pad na die helfte van die jaar toe, en party van ons is nog steeds in daai mentaliteit van survive. Ag, pastoor, ek survive. Jy's nie op survivor nie, man, come on. Dis daar waar jy suffer. Hulle gee wel vir jou R1 miljoen as jy wen, maar okay, jy moet suffer om die R1 miljoen te kry. Ek wil vir jou sê, jy het al die geld in jou banke, en jy hoef nie te survive nie, jy kan thrive. En vanoggend wil ek met jou daaroor praat oor hierdie nommer 2025. En daai 5 staan vir my so uit, want 5, luister gou maar, ek wil gou vinnig vir jou net deur hierdie 25 vat, as ek kan. Die nuwe Jewish year, die Joodse jaar, is die nommer 5785. 5785. Nou as my wiskunde juffrou goed 'n goeie job gedoen het en my rekenkunde juffrou, en ek hou van syfers, dan is 5 plus 7 12, 12 plus 8 is 20 en 20 plus 5 is 25. 'n Paar van julle het nog nie wiskunde. 'n Paar van julle is nog so calculator. Maar glo my, dit is 25, okay. Hulle sê dis een keer in 1000 jaar wat dit gebeur, dat die jaar waarin die Jode ingaan, as jy hulle getalle optel, gelyk is aan die jaar wat ek en jy nou in is, 2025. Een uit 1000 jaar wat dit gebeur. So ek wil vir jou sê, ek glo God is in 2025. Jy is in 'n 1 uit 1000 situasie, dat God iets amazings wil doen in 2025. Jy is so geseën dat jy kan lewe in 2025, want in 1000 jaar het dit nog nie gebeur, dat daai kalender ooreenstem met ons kalender nie. Wait for it, there's more. Okay, as jy dink, dis awesome. Kyk gou vinnig. Nou as jy die 5 vat aan die voorkant, en jy vat die 5 aan die agterkant van die 5785, en jy vat 5 maal 5, dit is 10. Nee, dit is 25, ek het hier in my kerk gepreek in die begin van die jaar, toe sê ek 5 maal 5 is, so spring het Tannie op, sê 10, sê ek Tannie, nice try, gaan terug skool toe, vra jou geld terug, dis 5 maal 5 is 25, wie julle wat 10 gesê het, is okay, ek sal vir jou bid na die tyd, maar 5 maal 5 is 25, dis 1 uit 1000 jaar uit wat hierdie gebeur. Jy mag sê, maar pastoor, waar toe gaan jy nou met al die nommertjies? Ek het wiskunde op laergraad gehad. Die van julle wat ouer is, julle sal dit onthou, ons het laergraad gehad. Nou het hulle, hoe kan jy dit wielietjie wiskunde noem? Ja, hulle het wielietjie wiskunde nou, nee. So, 5 maal 5 is 25, en dan mag jy sê, maar wat is hierdie ding met 5? Kom ek sê gou vir jou, in die einde van verlede jaar, praat die Here met my oor 2025, en hy sê vir my, hy sê, Anthony, jy moet mense vertel wat hierdie jaar is een jaar van genade, want 5 is die nommer genade. Halleluja, sê 'n bietjie genade. Jy moet nou nie sê, ag genade nie, want dis gewoonlik hoe ons daai woordjie gebruik. Ag my genade, my kind. Ag genade, kan hierdie, ag genade, ons gebruik dit so. Maar eintlik is dit nie wat genade is nie. 5 is genade. As 5 genade is, en 5 maal 5, okay, hulle is baie slim op die skerm. 5 maal 5, dan is dit genade op genade. 2025 is 'n jaar van genade op genade. It's a year of grace upon grace. Ek wil vir jou sê, in hierdie jaar het ons God se genade meer nodig as ooit van tevore. Ek
Ek weet nie van jou nie, maar ek het God se genade meer nodig as ooit van tevore in my lewe in 2025. But I thank God that His word says that it's a year of grace upon grace. Hoor gou wat sê Johannes 1 vers 16 in die Amplified, want ek het nou vir 'n klomp syfers gegee, ek nou vertel van die kalender, van die Joodse kalender, etc. Maar wat sê die skrif rondom hierdie? En die Here vat my na Johannes 1 vers 16 in die Amplified. Hy sê, and for out of His fullness, dit is syne, that's superabundance of His grace and truth, we have all, sê 'n bietjie all. Kyk vir jou langs en jy sê, dis jy. En dan sê nee, dis jy ook. We have all, come on, say all. Okay, is Afrikaans, almal. We have almal, ons almal. We have all received, listen, grace upon grace. We have all received grace upon grace. Maar ook van wat die Amplified sê, hy sê blessing upon blessing. How many of you want blessings upon blessings upon blessings? Favor upon favor. Guns op guns. Ag, die Bybel sê Psalm 23 vers 6, net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. So ek is nie besig om 'n dwaallering te verkondig nie. Ek wil vir jou sê die skrif sê 2025 is 'n eenheid 1000 jaar waar ek en jy as ons hierdie gaan vat in sy genade op genade kan leef, maar hy wil ook in hierdie jaar vir jou guns op guns gee. En daarom het ek 'n verklaring, ek wil hom saam met my, ek weet dit is nou in Engels, but I want you to declare this with me. Say, I declare that in 2025, I will thrive. Oh, dis mooi, dis mooi, dis mooi. Overflowing with grace upon grace, favor upon favor, blessing upon blessing, and gift heaped upon gift. Say, I declare that in 2025, I will not just survive, but I will thrive. Sure. Ek hou van daai skrif in Openbaring wat sê, how do we overcome the devil? We overcome him by the word of our testimony and the blood of the lamb. Dis tyd dat ek en jy goed sal begin verklaar weer oor ons lewens. Dat jy weer oor jou huwelik sal verklaar, genade op genade, grace upon grace, favor upon favor, blessing upon blessing. Oor jou kinders. Ja, ek laat my dogter so baie. Sê ek het net een dogter, sy word nou, sy is nou 17, sy word volgende jaar 18. Ek love haar, sy's amazing, sy's awesome, sy's Nessapa. Dankie Here daarvoor. Sy's ook net so mooi soos haar pa. Ja. Baie dankie, baie dankie. Maar wat ek so love aan hierdie dogter van my is, ek het teruggekom met 'n botteltjie olyfolie van Israel af toe ek daar was en hy so 'n klein rollertjie enetjie en ek het hom in my kas gelos en op 'n dag soek ek hom en toe sê ek maar waar's my, toe is dit my dogter. Sy het hom gaan vat. En oral as iemand siek is, dan loop sy verby jou. Klap sê, favor upon favor. Maar sy gaan sommer na oupa toe dan, woep, oupa. Favor upon favor, blessing upon blessing. As dit net lyk of jy wil snies, dan gryp sy daai olie om maat en sê besalf vir jou. Ek sê my dogter, keep on proclaiming, keep on declaring favor upon favor, blessing upon blessing. Die probleem is ek en jy is in 'n mentaliteit in 'n leefwêreld wat sê ons moet maar net survive. As jy maar net survive, is jy okay. Nee, ek wil vandag daai mentaliteit verander in die geestesdimensie, that you will stop surviving and start thriving. Want God se hart vir jou is genade op genade. God se hart vir jou is guns op guns. God se hart vir jou is sy blessing op sy blessing. Oh Here, ek vat dit vanmôre in Jesus naam. En dan ook van hierdie gifts upon gifts. Why? Want daai gifts upon gifts is eintlik ons het nodig om mekaar te bless met die gawes.
We need to bless one another with the gifts. En daarom sê ek my dogter, keep on being bold like that in Jesus' mighty name. Overflowing. Vader, ek bid dat hierdie elke persoon wat hier sit vanmôre, selfs hulle wat dalk aanlyn hierdie sal kyk, Here, dat hulle sal besef dat hierdie jaar is van oorvloed. Overflowing grace upon grace. Overflowing blessing upon blessing. And Lord, that we will declare this over our lives, over our marriages, over our businesses. Come on, van julle vanmôre hier moet dit oor jou besigheid beginne verklaar. Here, genade op genade, guns op guns, seën op seën oor my besigheid in Jesus magtige naam. Amen. Nou ek wil gou vinnig vir jou wys, toe ek nou bietjie met die Here so praat oor hierdie en hy wys met die grace, ek Here, dis awesome. Toe sê hy, maar ek's nog nie klaar met jou die nommer 5 nie. Hy sê, wat is die 5de letter in die Hebreëse alfabet? Toe moes ek nou so bietjie onthou, ek het geswat, ek beloof. Ek weet die eerste een is Alef, maar kon nie die rest onthou het nie. En toe moes ek gaan kyk, en toe gaan kyk, toe sê die woordjie hy. Die 5de letter in die alfabet, die Hebreëse alfabet, is die woordjie hy. Hoe kry iemand se aandag? Hey! Ons alapa, hey! Come on. Jy gaan nie, hey! Skies toch, hey! En as hy weer vir my sê, die betekenis van hierdie is a man with his arms raised. It means to behold, it means to reveal, it means breath, it means revelation. So hierdie jaar wil die Here hê, dat jy daai revelation moet hê, dat jy die asem van God binne in jou moet hê, not just to survive, but to thrive. En vanoggend gaan ek jou leer hoe jy dit moet doen. Jy sien, want die ouens in daai tyd het ook bietjie lui geraak. Hulle wou nie die woordjie hy uitskryf nie. En wie van julle het al Pictionary gespeel? Is daai speletjie waar jy 'n prentjie teken en as jy saam met jou vrou speel, het jy huweliksprobleme? Want jy teken die prentjie en sy verstaan glad nie wat jy teken nie, veral soos ek wat glad nie kan, ek kan nie so 'n stokmannetjie reg teken nie, ek sukkel verskriklik en dan sê sy, maar hoekom het jy nie dit geteken nie? Sê ek, want ek het probeer, kan jy nie sien nie, dis haai. Dan sê sy, jy kon eerder haai geskryf het, dit sou beter uitgewerk het, as daai ding wat jy geteken het. En hulle het nou wat noem pictograaf, en die pictograaf van die woordjie hy, kan jy gou daar links sien, wat is hy? Hoe lyk hy mannetjie se hande? Kan jy gesien hoe lyk sy hande? Ja, en toe ons het 'n sekere sang gesing vandag, so I throw up my hands, and I praise him again and again. Maar weet jy wat doen die vyand? Ouma, toe ek hierdie goeders begin release, want die Here sê vir my, elke liewe plek waar jy gaan, moet jy hierdie release in elke liewe plek. Nou kyk, ek is nou al moeg om hy te doen. Ek is nou al moeg. Ek het so 'n maand terug het ek in Georgia gaan bedien en daar was translators en ek het 'n translator gehad wat in Georgian translate het en dan het hy in Russian translate en dan het ouens op Telegram verskillende ander tale gekry wat hulle na geluister het en nou moet ek hierdie hy ding probeer verduidelik. Weet jy, dit is nogal moeilik. Drie translations is nogal moeilik. En ek sê, Here, hierdie ouens gaan dit nie vat nie. Ouma, daai leiers van verskillende lande, vat daai hy ding en hulle raak heeltemal haywire. Baie dankie. Daai se baie mooi. Hulle raak haywired. Ja, hulle raak haywired. Want hulle verstaan ook heeltemal nie, maar hulle die hy verstaan. Want jy sien, I throw up my hands. Maar weet jy wat doen die vyand? Toe ek hierdie goed beginne preek het, toe ek na gemeentes toe gaan, ek begin hierdie goed te share. Raai wat gebeur met my? My kiezer bars. Hey! Die versekering het opgegaan van 1000 na 3500 bybetaling. Hey! Wie van julle weet dat as jy begin leef 'n lewe van oorvloed, dan is die vyand nie gelukkig met dit nie. Hy sal alles probeer om dit te stop. Ek is in Pretoria hier by 'n vergadering en terwyl ek in die vergadering sit, het was hier in Februarie maand, sit ek in die vergadering, terwyl ek in die vergadering sit, stuur my vrou vir my boodskap en sy sê, jy moet nou bid, my pa's besig om 'n hartaanval te kry. Ek sê, hey! In daai vergadering, almal soos, wat? Ek sê, kom ons bid net gou vir my skoonpa.
En ons bid vir hom, en hulle jaag hom hospitaal toe, en hy het nie mediese fonds nie, hulle vat hom na privaat hospitaal toe, en hulle moet 'n sekere inspuit, en uiteindelik plaas hulle hom oor na 'n staatshospitaal toe. Ons kry die rekening, R50.000 later. Hey! Weet jy wat in die vyand? Hy wil maak dat jy nie in oorwinning moet wandel nie. Hy wil maak dat jy nie sê, so I throw up my hands, no I leave down my hands. Weet jy wat gebeur? Daar was 3 manne. Julle ken hulle mos almal, Saterdag, Meelsak en Appel Enog, onthou daai 3 ons. Ek kon nooit hulle name sê nie, en veral ook in Engels nie. Saterdag, Meelsak en Abednego. Hierdie 3 ouens besluit om nie voor die koning Nebukadneser se beeld te buig nie. Hulle sê hulle sal nie. Hulle sal in boldness opstaan. They are not there to survive, they are there to thrive. And no matter if you even throw us into the oven, we don't care, because we serve a God that will even get us out of the fire. Wat gebeur? Hulle doen dit nie. Hulle vat hulle gooi hulle in die oond. Voor hulle in die oond gooi, wat doen hulle? Hulle draai dit 7 keer warmer. 7 times hotter. Come on, luister gou mooi. God is in nommers en God hou van getalle. God hou van nommers. 7 is die nommer van spiritual perfection. So wat koning Nebukadneser nie geweet het nie, toe hy hom 7 keer warm maak, toe sê God, that's it, dis die temperatuur waar ek nou gaan inklim. 1 was nie warm genoeg vir my nie. 7 is warm genoeg. Partykeer draai die vyand die temperatuur oop in jou lewe. Die geyser wars. Jou skoonpa kry 'n hartaanval. Daar kry 'n water elektrisiteit rekening van die kerk R122.000. Prys die Here. Hey! Maak dit warmer, maak dit warmer, maak dit warmer, 7 keer asseblief, 2 is nie genoeg nie, 5 is nie genoeg nie, maak dit sommer 7 keer warmer, want dis die temperatuur waar God inklim. Die Bybel gaan lees, daai storie is so mooi. Hy sê, voor hulle in die oond ingegooi het, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle hande agter hulle rug gesit, en hulle het hulle met toue vasgebind. Weet jy wat die vyand doen? Hy wil jou met toue vasbind, sodat jou hande vasgebind is in 2025. Sodat wanneer jy hierdie nuus kry, jy sê, ag, wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek maak? Hoe gaan ek hierdie R50.000? Hoe gaan ek hierdie R122.000? Hoe gaan ek hierdie ding? Hoe gaan ek hierdie geyser? Hoe gaan ek dat? Hoe gaan ek die? Hoe gaan ek daar? Jy sien, jy moet versigtig wees wat jy verklaar. Want die vyand luister ook. En nie gooi hulle hierdie 3 manne in die oond in. En toe hulle in die oond is, raai wat gebeur? 7 keer warmer. God sê, okay ouens, julle het nou vir lank genoeg bietjie daar in die fire gewees, ek gaan julle join. En hy klim in hy oond in, en hy maak hulle hande los, en koning Nebukadneser sê, hey! Hey! Wat gaan daar aan? Het ons nie net 3 ouens in die oond gegooi nie? Ja, ons het, maar daar's nou 4. Nie 4 nie, 4. There's not fire, there's 4. And they are dancing in the oven. En het ons nie hulle hande vasgebind nie. Nee, ons het hulle hande vasgebind. Wat gaan nou aan? Hulle hande, hulle is besig om te, hey! They're not surviving, they are thriving. Ek wil vanmôre vir jou sê, 2025 is 'n jaar, dat wanneer die aanslag van die vyand kom, genade op genade, guns op guns, blessing op blessing, maar jy kan nie deur 2025 gaan so nie. With hands tied behind your back. Jy sien, dis tyd, dat ek en jy sal, hey. So ons moet dit profeties doen. Ons moet dit profeties doen. Jy sê, want hoe gaan jy anders? Baie dankie, kan jy net gevinnig het weer doen? Hey, daar sê, check, hy het het. Nou moet jy om 1 stapie verder vat. Jy sien, want ek hierdie begin preek, toe sê die Here, het is interessant, jy gaan cricket toe. Die begin van die jaar was ek bietjie by die T20 cricket gewees, daar in Durban. En dan kom haar MC. En hy MC sê vir die ouens, as hierdie ouwe 6 slaan, dan doen ons 'n Mexican wave, reg rondom hierdie auditorium. Ek het nog nooit so baie ongelowiges gesien wat gehei het nie. As daar ou sê, nou, dan begin hy ons op te spring. Ja, ek dog heerlikheid. Dis awesome hierdie. En die Here sê, hoekom kan ons as kinders van die Here nie, wanneer ons omstandighede so lyk? Hoekom is ons altyd so? Hoekom kan ons as kinders van die Here nie ook opstaan en sê, hey, Satan, los my familie uit. Hey, Satan, ek sal my hande oplig en ek sal die naam van die Here groot maak. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Al is ek ook in die vuuroond gegooi, man, God sal inkom op die regte temperatuur. Al wat ek moet doen is om te, hey! So kan jy dit gou vir my demonstreer.
En toe sê die Here, hey, maar nie 'n Mexican wave doen nie, doen 'n hey wave. En elke kerk waar jy kom, doen 'n hey wave. Is jy gereed? Maar hier is nie net sommer iets simpels nie. Hier is nie sommer net, ag, ek het dit heeltemal verloor nou nie. Dit is eintlik 'n profetiese aksie wat jy gaan doen, deur jou liggaam te gebruik, en jou mond te gebruik, want daai sang sê, so I throw up my hands, and I praise you again and again. Toe ons daai sang sing, sê ek, Here, dankie dat ek die regte woord vir vanoggend het. Dankie vir confirmation, Here. Dankie vir confirmation. Want ek glo daar's 'n paar van julle wat nodig het vanoggend om net daai verklaring te maak. Vyand, 2025 is 'n jaar van oorwinning, is 'n jaar van oorvloed, is 'n jaar van genade op genade. En genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En by the way, hierdie woord is vir julle as 'n familie. Hierdie woord is vir julle. Ek het baie sterk ervaar vanoggend ook daar staan in worship. Toe ervaar ek net dat die vyand probeer elke liewe ding om julle net te, but God says no more. No more, no more, no more. If you will take this morning, a year of overflow, a year of grace upon grace, a year of blessing upon blessing. Die challenges kan maar kom, die vuuroond kan maar kom, hy kan maar 7 keer warm gemaak word, maar as julle gaan besef vanmôre wat binne in julle is, wat God in julle ingesit het, en dan wanneer daai goed kom, in steede van, ag Here, wat gaan ek nou doen? Sê, hey, I have acknowledged you, Satan, in the name of Jesus Christ. 2025 is a year of thriving. So Vader, ek verklaar dit oor hulle nou, in Jesus naam. In Jesus naam, amen. Nou ek wil gou jou challenge. Kan ons hey wave doen? Kan ons hey wave? Ja, jy is al reeds gereed, prys die Here. Ek weet jy is altyd reg. Maar ons gaan dit doen blok vir blok. Ons gaan dit blok vir blok doen, en ons gaan daai kant begin, en dan gaan daai blok opstaan, sit, opstaan, sit, opstaan, sit, opstaan, sit, soos 'n regte Mexican wave, en dan daar galery, as hulle klas met julle ook opjump, hoor, ek hoop julle is reg daarbo. Kom ons check net of julle dit kan doen, 1, 2, 3, hey! Ja, maar julle moet ook hy skree, hoor, okay, is, ek weet nie of ek het net kon hoor, julle is te ver nie, maar kom ons try geweer, 1, 2, 3, ok, bietjie harder, ek seker julle kan dit harder doen, is dit, 1, 2, 3, ok, hulle is amper daar, hulle gaan nou die anointing vang. Miskien as hy van hierdie kant af kom, dan gaan hulle hom klap daarbo, ok. Is julle gereed? En ek wil vir jou vanmôre sê, jy mag dink, ag, ene pastoor, wat maak jy nou? Pastoor Lorenz, eerlikheid man, hoekom het jy hierdie ou genooi? Ek wil nie gym toe gaan, eerlikheid, ek gaan skaars gym toe, nou moet ek in die kerk kom gym. En jou hy moet nie wees, luister gemooi, jou hy moet nie wees, maar party van ons nou nie regtig lus vir die storie nie. Hey. Asseblief net nie hey nie. Okay, alright. Wat baie belangrik is dat jy vir hom gooi, papi. Hey, okay, het ons dit. Alright, kan ons dit try? Ag, come on church. Come on, wie het gesê ons kan die kerk geniet nie, man? Come on. Wie het gesê kerk moet boring wees? Wie het gesê ons kan die kerk geniet nie? Jy, hey, ek like jou, hey! So ons kan dit doen. Ek beloof jou, die vrouens het hierdie ding gevat. Selfs Pastor Lorenz se vrou. Ek het dit op video. En daar was net 2 blokke, so hulle moes gooi, papi, hulle het nie 'n keuse gehad. Hey! Ons sal dalk vanaand vir julle wys, maar dis amazing. Hulle kom vanaand, by the way, hier, en ek wil jou nooi om vanaand saam met hulle te kom, want daar gaan mooi getuienisse wees, en dan gaan ons almal saam. Dis hoekom ek vanoggend, ek wil nie jy moet uitgelaat voel oor dit wat hulle op die kamp beleef het nie, maar hulle het hierdie heiding gevat, daai vrouens, man, hulle gooi vir hom, toe ek instap Saterdag, toe sê hulle, hey! Het jy al ooit dit getraai? Ek love it, stap in 'n mall. En dan skree jy net, hey! En dan kyk jy op. Ek wil net vir jou sê, Jesus loves you, man. Glo vir my, hierdie ding werk. Ons is by 'n restaurant daar in Georgia, ons gaan na die restaurant toe, en is nogal laat aan die aand, en ons is so 'n klomp van die sprekers wat daar was, en ons gaan eet gou ietsie, en ek het hierdie heiding daar gepreek, en die een van die ouens wat daar is van Singapore sê vir my, jy moet nou hierdie prakties toepas hierso. As die waitress kom, dan moet ons almal opspring en sê, hey! Nou het jy wat ooit in 'n fancy restaurant gedoen?
En nogal 'n fancy restaurant waar ons was. Ons sit daar, toe sy nader kom met 'n papiertjie, toe skree ons, hey! Sy skrik so groot, sy weet nie wat om te doen nie, op papiertjie val, op pen val. Ek sê, what now? Sy sê, no, we just wanted to say, hey, it's okay. Vat ons order, sy gaan terug in, en die volgende gebeur wat ek nooit verwag het nie. Toe sy terugkom na ons tafel toe sy na ons tafel toe aangestap kom, toe ons het nie verwag het nie, toe begin sy, hey! En toe is daar chain reaction, ons spring op, hey! Ander waiters kom, hey! Hulle weet nie hoe kom hulle hy nie. Maar daai profetiese aksie, glo ek, het iets in daai restaurant gedoen. En terwyl daai vrou daar rondloop, bid ek van sy Here in die naam van Jesus Christus, kom bring oorwinning in daai vrou se lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy hierdie woord gaan vat vanmôre, you don't have to survive, you can thrive in 2025. Maar dalk moet ons net daai profetiese aksie doen om vir die vyand te sê, hey, want jy sien toe hierdie een moeilikheid na die ander kom, toe hulle sê mos dit gebeur so, vinnig, katte en honde gereën, dit was nag, dit was net tjoep, en dadelik wil ek voel, ag Here, en Here sê vir my, hey, is jy nie die ou wat preek oor hy nie, is jy nie die ou wat vir mense vertel van overflowing grace nie, hey, dit het dalk tyd geword dat jy ook self 'n bietjie hy skree, so partykeer in ons huis gaan dit rof, partykeer is dit ek, wat sommer net, hey, dan is my vrou, is alles right, ja, partykeer loop sy, hey, my dogter kom gewoonlik op 'n sondagoggend uitgestap, hey, en sê, dankie Here, is betyds vir kerk, alright, let's go. Alright, is jy gereed? Is jy gereed? Is jy gereed? Kom ons doen net 'n toetsloopie met hierdie blok. Is jy gereed? 1, 2, 3. Ag, julle mamma, jy's te ou gat. Ag, jene, kyk die jumps. Kyk as die kinders. Ag nee, regtig. As sy my verstaan, dan help die Here vir jou as jy nie opspring met hy nie. Want kom ons leer by die kinders se môre. Is julle reg? Okay, ek moet hierdie daarom op videokamera kry. Wie kan vir my hierdie afneem? Iemand moet hierdie vir my afneem. Wie kan dit vir my afneem? Want ek het daarom 'n iPhone, hier moet die bo kom staan. Want hulle wou op die kamp met 'n Samsung afneem, seker regtig, joh. En al die Samsung ouens sê, hey! Alright, is jy gereed? Is jy gereed? Come on, let's let the devil know that it's enough. Genoeg is genoeg. Duivel, genoeg is genoeg. Ek het genoeg van jou gehad, Satan. En hierdie oggend wil ek vir jou sê, hey, it's enough. Hey! 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 Wow. Nee, wag, staan. Kom ons maak die duiwel net bietjie die mekaar. As jy met hy nou gesien, die wyf gaan daai kant toe. So as jy nou weer gaan sit, dan kom Kataza en nou daar weer. So ons maak hy wyf hierdie kant toe. En dan as hulle klaar is, gaan julle weer terug. Dink julle kan dit doen? Maar nou asseblief nie verdrink in die wyf nie. Alright, anders moet ek nou vir jou bid daarvoor ook, okay? Hey. En ek wil jy moet as jy opspring vanmôre, wat ook al jou situasie is, wat ook al jou uitdaging is, wat ook al dit is wat die vyand jou mee katassa, wil ek vanmôre vir jou sê, man, laat hom weet, hey, ek is 'n kind van God, hey, ek glo in genade op genade, hey, ek glo in oorwinning en nie net, check, sy is om 'n klapie stoel, prys die Here. Pastoor, is ek hier, is hy, hoor, as jy met hulle uitsort. Is julle gereed? Daai kant toe en terug. Is julle reg? Is julle reg? Come on, shalom, is julle reg? Is julle reg? Is julle reg vir 'n shalom, hey wave? Is jy gereed? Is jy gereed? Hey! Halleluja! Woo! En nou net om seker te maak, die duiwel verstaan presies wat ek en jy vanmôre doen, gaan ons dit almal saam doen. As shalom gemeente, sê Satan, jy het geen houvas op my, jy moet op 'n stoel staan of ietsie, jy moet hom nou laat waai, poppie. Ek weet nie hoe, jy moet nou fancy wees, jy moet nou, hierso man, staan op 'n stoel, wat's fout met jou? Hey! Ja, sê! Okay, laat hy dit gou doen. 1, 2, 3. Ag nee, daar was 'n sagte stemmetjie. Come on. 1, 2, 3. Hey! Right, jy gereed.
Vader, ek bid nou soos ons hierdie laaste highwave sal doen vanmôre, Here. Dat maak nie saak wat mense in die gesig staar nie, maak nie saak wat die uitdagings is wat hulle tans ervaar nie, Here. Maak nie saak wat die aanslag vanmôre is nie. Ons verklaar, devil, that word hey means behold, look, there's a revelation. Devil, see, look, that I will not allow you to make me survive in 2025. Genoeg is genoeg. Dis 'n jaar van oorwinning. Dis 'n jaar van oorwinning vir my. Genade op genade vir my. Genade op genade vir my huwelike. Guns op guns vir my familie, vir my besigheid in die naam van Jesus en selfs vir hierdie gemeente Shalom. Is jy reg? Is jy reg? Nou moet jy hom gooi, papi. As jy hom nog nie gegooi het, moet jy hom nou gooi. Is jy gereed? Shalom, is julle gereed? 1, 2, 3. Hey! Oh man, doen dit nog een keer. 1, 2, 3. Hey! Okay, nommers is belangrik. 3. 1, 2, 3. Hey! Okay, nommers is belangrik. 4. Hey! Okay, dis die jaar van 5 genade op genade. Party van julle cheat. Sit. Ek check julle. Kom maar, nommer 5. Genade op genade. 1, 2, 3. Hey! Geef vir die Here 'n lekker lofoffer. Halleluja! Hallelujah, Lord. We praise you, Father. We worship you this morning, Lord. Here, my gebed is, maak nie saak hoe warm het raak in ons lewens nie. Here, maak nie saak hoe die vyand daai vuur opstrek nie. Here, dit maak nie saak nie. Lord, I thank you this morning that I will throw up my hands and I will praise you again and again. En Satan vanmôre wil ons kom verklaar, I will thrive in 2025. Ek en my huis, ons sal thrive in 2025. So Vader, ek dank U daarvoor vanmôre, maar ek besef ook, soos ons hier sit vanmôre, is daar dalk mense, wat deur uitdagings gaan, wat moeilike tye in die gesig staar, en jy sê, man, daai oond het al hoe warmer en warmer geword, en dan wil ek vanmôre vir jou vra, ek wil saam met jou bid vanmôre, ek wil saam met jou vertrou vanmôre, dat die krag van die Here in jou lewe sal inkom, en hierdie net 'n aksie sal wees van hy nie, 'n profetiese aksie nie, maar dat in die gees vanmôre iets sal gebeur, dat hy jou hande sal losmaak, dat God jou hande sal losmaak, sodat jy weer eens, so I throw up my hands. En ek wil vra vanmôre, terwyl die band na vorentoe kom, en ek wil hulle met daai sang vir my eerstens reg kry, so throw up my hands. Ek wil vir jou vra vanmôre, ek weet nie wat dit is wat die vyand gebruik om jou vas te hou nie. Ek weet nie wat dit is wat die vyand vanmôre, die uitdagings, die vuur in jou lewe, daai vuuroond. Ek weet nie wat daai vuuroond vir jou beteken vanmôre nie, maar ek wil jou tog vra. As jy vanmôre hier sit, en jy sê ek het nodig om vanmôre, ja, ek het hierdie profetiese aksie gedoen, maar ek het nodig net dat iemand saam met my sal bid. Ek het nodig dat ek daai gebed net vanmôre sal beleef dat God is aan my kant en God sal die deurbraak bring. Soos jy enige uitdaging in die gesig staar, maak nie saak wat dit is nie, siekte, finansies, familie, jou huwelik, jou kinders, wil ek vra dat jy gou hier na vore toe kom. Ek wil saam met jou kom bid. Is daar enigiemand is vanmôre wat sê, Here, ek het U so nodig. Ek het U so nodig. Daar's omstandighede, daar's situasies. Want weet jy wat, ons kan ons hande opgooi, maar die realiteit bly. Daar's nog steeds 'n rekening. Daar's nog steeds 'n uitdaging. Daar's nog steeds, en ek ervaar baie sterk finansies. Ek ervaar baie sterk finansies vanmôre, waar die vyand jou uitdag rondom jou finansies. God wil 'n deurbraak bring vanmôre. As dit jy is, kom gevinnig. Ek wil hierdie band moet net vir my reg kry, daai song. So I throw up my hands. Because I believe this morning, if you're going to do this, if you're going to take the authority this morning, and while we're singing this song, wil ek vir jou vra, jy wat hier voor staan. Dit kan enige ander situasie ook wees, siekte. Ek glo vanmôre die Here is hier, sodat wanneer ons daai liedjie nou gaan sing, so I throw up my hands, die oomblik wat jy jou hande so op gaan gooi, en luister mooi, it beteken throwing up your hands. Moenie vir my wag om my hand op jou te kom lê nie, moenie vir my wag om vir jou te bid nie, vanmôre moet jy uitreik na hom toe, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat agter die skare, onder die skare gekom het, sy was so desperaat om die kleed aan te raak, net daai soem van sy kleed, dat sy so desperaat was. Hoe desperaat is jy vanmôre om 'n aanraking van God te hê? Wanneer daai woorde sê, so I throw up my hands, wil ek vir sê, as jy voor is, gooi jou hande op,
throw up your hands this morning. En as jy hulle wil join en jy sit daar vanmôre, dan wil ek vir jou sê, kom, ek glo vanmôre is daar deurbraak in hierdie plek. Ek glo vanmôre gaan die Here oorwinning in hierdie plek gee. Jy wat hier voor staan, sê Here, dankie vir oorwinning. Dankie Here dat U my hande gaan losmaak, Here, want die vyand het my hande vasgebind. Maar vanmôre Here, maak U my hande los sodat ek dit kan opgooi in die lig om te sê, so I throw up my hands. And no matter what the devil tries to bring against me, I will praise him again and again. So Vader, ek dank U daarvoor vanmôre in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam, en soos ons gaan lei in hierdie song, gaan ek afkom, ek gaan saam met jou kom bid. Gaan saam met jou kom bid, maar ek vertrou dat die Here vanmôre, soos jy daai hande opsteek, dat hy vanmôre 'n wonderwerk sal laat plaasvind in jou lewe. In Jesus naam.